Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 25ste April en ons is by Koffiekuier 935. In die heel eerste plek, sommer net jammer dat ek julle Dinsdag so 'n bietjie gedrop het, maar ons het 'n heerlike naweek gehad. Vir die wat nou nie weet nie, my ma het ons verjaar die vorige week en ons het vir ouma 'n verrassingspartytjie gereël. So die hele familie was eintlik by mekaar gewees op Struisbaai, behalwe my broer wat in die hospitaal opgeneem is en sy een dogter en haar man kon nou nie kom nie, maar die res van ons was almal by mekaar met ouma se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders dan. En ons het 'n maandag aand redelik laat by die huis gekom en Dinsdagoggend het ek vir Jan gesê, ek gaan net so 'n bietjie inlê en afvat, so jammer daaroor. Maar ons is terug. En vir die volgende Sondag of 2-3 gaan ons gesels in ons eredienste vanuit die boek Handelinge. Die Handelinge van die Apostels, wat ons te vertel wat die Apostels gedoen het nadat Jesus vir hulle dan ook die groot opdrag gegee het. En hierdie Sondag is ons by Handelinge hoofstuk 5, so 'n paar verse, vers 27 tot 2:33 daar rond toe. En Chris van der Westhuizen gaan erediens hier in die Kleinmond Kerk lei. Ek self is op Hanklip by ons erediens daai kant. Maar ek wil vandag so 'n bietjie inleidend sommer net met jou gesels oor hierdie gedeelte. Want jy sal nou onthou, voor Jesus se hemelvaart, dan gee hy vir die disippels die opdrag en hy sê vir hulle, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, nê? Eintlik 'n groot opdrag, letterlik, want op 'n manier wil 'n mens sê, dis half lagwekkend om te dink dat die paar disippels na die hele wêreld toe moet gaan en mense volgelinge van Jesus Christus moet maak. In daardie tyd waar daar nou nie sulke goed was soos selfone en kommunikasiemiddels wat ook al nie, is dit regtig 'n groot opdrag gewees. So ek kan dink dat die disippels vir hulle self sou vra, maar hoe op aarde moet hulle nou hier vanuit Jerusalem tot by die uithoeke van die aarde kom en die goeie nuus van Jesus Christus versprei? En dis juis in hierdie konteks wat ons teks van vandag so 'n bietjie inkom, wat eintlik 'n deurslaggewende stukkie geskiedenis is in die verhaal van die verspreiding van die evangelie. Nou, wanneer ons in Handelinge 5 lees, dan is die disippels, is daarvan hulle dan nou in konflik met die Sanhedrin. Nou, dis nie die eerste keer dat ons van hierdie konflik lees nie, dat die apostels voor hulle kom en hulle self eintlik moet verdedig by die Sanhedrin nie. So 'n kort rukkie vroeër, as jy gaan kyk hier in hoofstuk 4 van Handelinge, en in hoofstuk 3 al, kan jy regtig bietjie gaan lees, sommer net die geskiedenis daarvan. Maar Petrus genees 'n bedelaar, 'n krepeel bedelaar daar in die pilaargang van Salomo. En wanneer hy dan hierdie ou genees, dan begin Petrus preek en hy sê vir hulle, maar julle het in onkunde gehandel toe julle die Messias verwerp het. En hy sê vir hulle dat Jesus uit die dood opgestaan het en daarom het God hom ook as dienaar aangestel en vir hulle die opdrag gegee om die woord te gaan verkondig. Nou, vertel Lukas vir ons in die Handelinge boek dan ook, by daai geleentheid het omtrent 5000 mense tot bekering gekom. Nou die priesters, die tempelpolisie van die Sanhedrin, kan 'n mens maar sê, hulle is nie baie opgewonde hier oor nie, want hulle sien hier kom moeilikheid. En hulle laat vir Petrus en Johannes arresteer. Gooi hulle in die tronk en sê maar, hulle verkondig nou die opstanding van Jesus en die Sadduseërs het ons nie geglo in die opstanding of lewe na die dood nie. En hulle wou op 'n manier dan vra hom vir Petrus, maar in die naam van wie, met watse krag het jy nou hierdie krepelman genees? En dan sê Petrus, deur die krag van die opgestane Here Jesus Christus, gaan lees dan hoofstuk 4 vers 10. En dit los nou die Joodse raad in 'n verknorsing nie, want hulle wou hê Petrus en Johannes moet ophou preek, maar hulle was ook bang vir die reaksie wat van die mense sou uitkom, dan nou as hulle nou vir Petrus en Johannes in die tronk toesluit, want hulle was gewild gewees, hierdie genesingswonders wat hulle gedoen het mense aangespreek. En dan in hoofstuk 4, daar vers 19-20, sê Petrus Johannes vir die Joodse raad, julle moet maar self besluit wat reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. En dan word hulle vrygelaat, en Petrus en Johannes sluit aan by 'n groep ander disippels, en hulle verkondig die woord met ywer. Daar vers 29 lees ons dit van hoofstuk 4. En ons almal by die Heilige Gees vervul, en het voortgegaan om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Aggressief eintlik, met 'n genesingsbediening daar in die pilaargang van Salomo by die tempel.
En dan word hulle weer deur die hoofpriester gearresteer. En ek gaan nou die storie kort maak. So, julle kan sien, dis telkens hierdie verhaal van die konflik tussen die apostels dan nou, en die Joodse raad, die hoofpriesters, die Sanhedrin, die tempelpolisie. En dan word hulle weer gearresteer en in hoofstuk 5, daarvan vers 27 af, wil ek saam met jou lees. Dan staan daar, hulle is nou weer gearresteer en hulle is voor die Joodse raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle, vers 28, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. Nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. So, hoor mooi die aanklagte wat eintlik kom teen Petrus hulle, né? Want hulle sê, julle het ons gesag ondermyn, julle verkondig nog steeds die evangelie van Christus, en nou wil julle eintlik sy dood se skuld op ons pad. Wat ons nou natuurlik waar is ook, né? En dan vers 29, Petrus en die ander apostels het geantwoord, weer, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees, as aan mense. En dan gaan Petrus verder en sê, die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is, aan die wat aan hom gehoorsaam is. So Petrus wil staan nie terug nie, hulle deins nie terug vir hierdie roeping wat hulle het om die evangelie te verkondig nie. En dan vers 33 lees ons, toe die raad dit hoor, was hulle woedend en wou hulle die apostels doodmaak. Nou, ek gaan nie verder in die gedeelte lees nie, vriende. Hoekom ons vanmôre nou dit met mekaar deel, is, wanneer ek en jy na Paasfees, na die opstanding van Christus, as gelowiges, as Christene, dan ook leef, dan word ons telkens gekonfronteer met 'n keuse, tussen dit wat vir ons gerieflik en gemaklik is, om by mense in te val, of dit wat God van ons vra. Hierdie vraag wat Petrus vra, moet ons aan julle of aan God gehoorsaam wees. En dis 'n ding waarmee ons as gelowiges telkens in ons lewens te doen kry, waarvoor ons te staan kom. Om hy keuse te maak om gehoorsaam aan God te wees, of om die maklike pad uit te vat. Ek wil jou vanmôre uitnooi om so 'n bietjie na te dink, vandag en môre. Waar's die geleenthede in jou lewe waar jy al hierdie keuse moes maak? Waar jy op hierdie punt was wat jy moes kies, bly gehoorsaam aan God, en dit wat God vir my vra, of vat ek die makliker pad uit? Want op die ou end, vriende, is dit die vraag wat ons toe kom. Is ons bereid om aan God gehoorsaam te wees? Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Daar word die verhaaltjie vertel van 'n vrou wat by geleentheid vir 'n dominee gevra het, maar hoe kom ek op daai punt om myself en my lewe in God oor te gee? En weet, toe sê die dominee vir haar, weet jy is op daai punt as jy 'n leebladsy vat en onderaan teken, en dan vir die Here sê, vul u in net wat u vra. Dis daai reslose oorgawe, daai grenslose oorgawe, daai sonder voorbehoud, te sê, Here, hier is ek, neem my lewe, en maak daarmee wat u wil. Mag ek en jy die naweek so 'n bietjie daaroor nadink, en dan Sondag hoor ons wat Chris vir ons juist sê, sy tema is nuwe lewe, wat vir ons eintlik oproep tot hierdie nuwe lewe in Jesus Christus. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook op hierdie manier weer na u woord kan kyk, en dat ons eintlik kan herinner word aan die wonderlike ding wat gebeur het, dat u vir 12 van u volgelinge gesê het, gaan na die wêreld toe en verkondig die goeie nuus. En hier sit ons vandag aan die suidpunt van Afrika, of iewers daar op 'n ander plek in ons land en wêreld. Here, ons is deel van u koninkryk, deel van die kinders. Ons eer u daarvoor. Maar dan bid ons ook, Heilige Gees, dat u vir ons die wysheid sal gee, die onderskeidingsvermoë sal gee, om ook self op daardie punt van absolute gehoorsaamheid te bly, elke dag van ons lewe. U ken ons omstandighede, u weet waarmee ons te doen het, en u weet waar u ook vir ons daardie geleenthede gee, om te kan sê,
ek sal aan God gehoorsaam wees en my nie steur aan wat mense sê nie. Dankie Vader, dat ons dit in U naam mag bid. Amen. Vriende, geniet jou Vrydag, geniet jou koffietjie. Sondag stuur Kobus vir jou daardie skakel uit na Chris se erediens toe en dan gesels ons Dinsdag weer so 'n bietjie verder oor hierdie teks. Mooi loop.